Ons lees Psalm 23. Ons gaan net vers 6 lees. En my tema vanmôre, wat volg jou? Wat volg jou? Psalm 23 vers 6. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. En ek sal in die huis van die Here bly in lengte van dae. Ons bid saam. Baie dankie my koning, dat aan U behoort alle mag, alle gesag, alle heerlikheid. Dankie dat ons voor U neer kan onderwerp en verklaar. Jesus is gebore uit die maagd Maria, het aan die kruis gesterwe en het die derde dag opgestaan en het 'n naam ontvang wat bo elke naam is. Dat in die naam van Jesus elke knie sal buig en elke tong sal bely dat hy die Christus, die Seun van God is. En waar hy dan vandag sit aan die regterhand van die Vader, om besig om ons in te tree. Daarom roep ek vanmôre, laat die gebed vanmôre my lewe verander. Laat my gees vanmôre hoor die gebed wat U vir my bid, sodat ek in die wil van U kan wees. En ek eer U daarvoor. Amen en amen. 'n seentjie en sy pa speel 'n wegkruipertjie. So die seentjie is toe aan en die pa gaan kruip toe weg. En die seentjie loop deur die huis en hy kry nie die pa nie, so hy soek agter die gordyn, agter die kas, onder die bed. Weer as se bennes is gelaag. Ek dink jy moet baie matig wees om daar te kom. Vroeger jaar was dit 'n hoog, nee, kom maklik daar inskyk. So ja, hy soek toe die hele huis deur en hy gaan toe buite toe en hy kry toe die pa. En die pa sê vir hom, hoe het jy my gekry? Ek het hom so ver agter in die erf weggekry. En die seentjie draai om en hy wys in die sneeu sy voetspore. Dis is hy die pa gekry het. Dawid kom en hy sê, net goedheid en guns sal wat doen? Dit sal my volg. Met ander woorde, dis nie iets wat jy net kry nie, wat net by jou aankom. Dit volg jou, waar jy ook al gaan, dit gaan jou volg. Nou maak Dawid die volgende stelling in daai selfde teks. Hy sê, waar sal die goedheid en die guns van die Here hom vind? In die huis van die Here. So Dawid maak seker, as hy besig is met God en goedheid en guns is besig om aan te kom, waar wil hy wees? Hy wil in die huis van die Here wees. Hy wil besig wees met die dinge van God, sodat hy alles moontlik kan regdoen, sodat wanneer die guns kom en wanneer die genade kom, dit oor hom kan kom en sy deel en sy porsie word. Dit is so, mense vra na God. Soek na die guns van die Here, na die seën, want die woord sê die seën van die Here maak ryk, is dit nie? Die seën van die Here maak ryk. Spreuke 10:22 en voeg geen moeite. So dis wat ek en jy wil hê. As ek bid vir ek genade, as ek bid vir ek die guns van die Here, ek wil niks ontbreek in dit wie God vir my kan wees en wat ek van hom kan ontvang nie. So met ander woorde, ek moet kyk, waar is my voetspore? Is my voetspore, sal die goedheid en die guns en die genade en die barmhartigheid en die goedertierenheid en die liefde en die vrede my vind? Waar sal dit my vind? Sal dit my vind by die huis van die Here? Sal ek my lewe so rig, so terwyl dit my volg, my kan ontkry? Ja. Guns en die genade van die Here volg jou nie as dat bitterheid is nie. Kom nie daar waar jy is nie. Die seën van die Here gaan jou nie vind op die weë van sonde nie. Amen. Kom nie daar nie. Want jy sien, die seën van die Here en die guns van die Here het 'n volheid wat binne hom werk. As jy gaan lees, met ander woorde, ek en jy moet gaan kyk, waar werk die seën en die guns van die Here? Psalm 119 vers 105 sê, U woord
is 'n lamp vir my voete en 'n lig vir my pad. Met ander woorde, hy maak vir jou oop hoe ek en jy moet wandel. Want ek moet seker maak, as ek dan die guns en die genade van die Here geroep het en gevra dat dit my kom, wat moet ek doen? Ek moet my weer rig. En wat is my weer? Ek moet hierdie woord van die Here lees. Want die woord van die Here gee vir my rigting. Dit bring my in 'n verhouding met die Here, sodat ek kan seker maak, wanneer ek het geroep het, dit my sal kom en my sal ontvang. Maar wat sê Deuteronomium 28? Wat doen die seun van die Here? Vers 2. En al hierdie seëninge sal oor jou kom en jou inhaal as jy luister na die stem van die Here jou God. Met ander woorde, dit gaan kom en wat gaan dit doen? Dit gaan my inhaal en dit gaan verder wat oor my kom. Met ander woorde, dan gaan 'n manifestasie kom. Met ander woorde, wat gaan ek beleef? Onthou, goedheid het 'n volheid. Guns het 'n volheid. Genade het 'n volheid. En wat is die volheid? Of wie is die volheid? God. Want God is genade. God is guns. God is, met ander woorde, is daai deel in jou lewe, dan begin jy wandel saam met God. So as ek 'n verhouding met die Here het en ek leef na die verordeninge van God, leef ek in vrede. Ek hoef nie meer vrede te vra nie, want ek leef in vrede. Ek hoef nie te vra vir guns nie, want ek leef in guns. Want dit is 'n wêreldverskil om te vra vir iets en om iets te besit met God. Want baie keer pleit jy, onthou net dit werk nie maar so. Hoe nader jy aan God kom, beleef jy die volheid van die Here. Jy vra nie meer nie, jy beleef dit. Hoekom? Want daai guns het klaar gekom en jou ingehaal. Amen. En dit het oor jou gekom. Maar as ek gesondig het, wat begin ek dat weer doen? Ek begin dan weer vra vir die guns. Hoekom? Want ek het die guns gelos. Guns het my nie in my sonde gevolg nie. Verstaan jy wat ek vir jou sê? Baie keer vra mense, Here seën my, maak die hemel oor my oop, maar hy kan nie, hoekom? Want hy vind jou nie. So, die guns en die genade van die Here draai nie af in die paaie van sonde nie. Hy doen, hoekom nie? Want sonde het sy eie volheid. Wil ek weer vir jou sê, sonde het sy eie volheid. Want sonde, ek wil vir jou sê, Genesis 4 vers 7, die woord sê, en sonde lê en loer vir jou, en sy begeerte is na jou. So sonde het 'n volheid. Kom ek gee vir jou 'n voorbeeld. Sê net maar jy begin vloek. Wat is daai sonde se volheid? Godslasterlik. Dit is wat sy volheid is. Nou begin jy vloek, klein woordjies. Want onthou net, hy klaar, blaspheming is klaar daar, hy klaar die volheid. Nou begin jy in hierdie pad van hom stap. Onthou jy begin in 'n weë wandel, en so eskaleer daar die weë van jou tot jy waar kom, tot jy eindelik iemand is wat aanhoudend vloek. En die kans dat jy God gaan vloek is, en vervloek is, goed, nou begin jy klein. Nee, wat is die voor? Nou begin, en saam met vloek kom leuns. Nou begin jy op lieg. Wat is die volgende ding wat vloek doen? Begin mense minag, jy begin mense sleg sê. Dis sy job. Wat is die volgende ding wat hy doen? Begin veel grappe vertel. Dit is hoe hierdie ding eskaleer binne jou lewe. En naderhand word jy geken as iemand wat vloek. Jy kan nie meer, en die Afrikaans en die Engelse juffrouens huil daaroor, want hulle kon niks bereik in jou nie, maar dis al taal wat jy aangeleer het. So jy eskaleer in vuilheid. Selfs wat
en jy begin drink. Jy kan maar 'n bier shandy drink of 'n bietjie alkohol. Wat is alkohol se totale doel? Alkoholisme. Bagus. So nou eskaleer daai ding binne in jou lewe. Wat gebeur? Nou begin jy klein. Wat sê volgende ding wat nou begin jy al hoe meer drink, is dit nie? Wat gebeur met jou? Onthou jy verloor selfrespek as jy gedrink is. Wat kom uit jou mond uit? Vuil taal. 'n Slieve goed. Jy praat onsinvol. Jy word 'n dwaas. So hy eskaleer hierdie ding. Wat doen hy? Nader verloor jy jou vriende. Jy verloor jou huwelik. Jy kan jouself in armoede indrink. Jy kan jouself in ellende wat hoekom? Want onthou net, hierdie ding is klaar hier. Die volheid van daai sonde is klaar hier. So die oomblik as jy begin hierdie pad volg, wat ek vir jou sê, sleep hy vir jou daartoe. Ja. Daarom is dit so gevaarlik om iets te begin en vir jouself te sê, dis eintlik okay. Jy moet gaan kyk wat is die groot volheid van daai sonde binne jou lewe. Want hy gaan jou daartoe vat. Hy eskaleer. Hy werk met jou, jy besef dit nie. Nou jy sit jou kind op die tafel, nou vloek jy, vertel hulle die grap, of vertel jy die grap nie. Hoor, dan lag ons. Want ek was so gevloek, ek sien baie keer, ek weet nie of dit 'n Afrikaanse mentaliteit is, of 'n Engelse mentaliteit is, maar as iemand opstaan en hy vertel 'n veel grap en hy vloek, lag ons. Waar lê jy? Ja. Maar gaan kyk daai ou alleen, kry hom alleen en hoor jy begin hy praat. Want hy het al seker geeskaleer. Al as dit netjie klein, nou begin jy ongehoorsaam wees oor klein goedjies. Wat doen ongehoorsaam? Waar eskaleer hy? Wat sê 1 Samuel? Ongehoorsaamheid is gelyk aan, waar sê hy? Heksery. Dis wat ongehoorsaamheid toe vat. Met ander woorde, as jy nou een beginsel van God minag, of jy raak ongehoorsaam. Wat doen ongehoorsaamheid? Hy eskaleer binne jou lewe. Amen. En nou is ons vir jou, onthou net as jy vir God kan begin lieg, vir enige mens begin lieg. As jy ontrou is met God, sal jy ontrou wees in elke ander mens. So dit is die gevaar, want sonde, onthou dit, sonde het die potensiaal om jou meester te word. Jy kan kyk wat mense oordroog. Onthou net, al hierdie goed verander jou persoonlikheid. Sê nou maar, jy rook. Wat gebeur met daai mense na tyd? Eerste wat hulle doen, hulle kan nie baie druk hanteer nie, want hulle wil rook. As hulle nie gerook kry, wat doen hulle? Het jy gesien daai mannetjie, daai vrou se temperament? Hoe verander hy temperament? Is dit nie? Jy word geïrriteerd, jy raak kwaad, want dit is wat 'n master doen. Onthou net, al die sonde wat ons weer klein is, het die potensiaal om jou master te word, om jou te rig, om jou persoonlikheid te verander. Want wat doen dit? So daarom moet jy kyk, waarheen is jy op pad? Wat gaan jou volg? Want onthou net, die woord sê in Deuteronomium 28 vers 15, dat die vloek gaan jou agtervolg, en dan gaan hy verder, en sal jou inhaal. Wat gaan jou sonde doen? Agter jou aankom, en wat gaan jou sonde doen? Gaan jou inhaal, gaan oor jou kom. So jy moet besluit, waartoe rig jy jou voetspore? Is dit in die weë van die Here? Is jy gevra het vir guns? Is jy gevra het vir genade? Is jy gevra het vir oorwinning? En dit begin aankom. Waar gaan dit jou vind? Want jy kan met die een hand in die wêreld staan en een hand met God nie. Dit gaan jou nie vind nie. Ek sê mos, jy ook die Here gevra met jou, maar jy leef buite die wil van die Here. Hoe kan God jou seën? En hoe kan dit oor jou kom? Terwyl jou pad nie is waar dit gaan jou vind nie. Daarom sê Dawid, die goedheid van God en die genade gaan my volg. Waar sal dit my kry? Sal my kry in die huis van die Here. Waar gaan hy wees? In die huis van die
besig met die dinge van die Here. So as jy vanmôre iets ontbreek, vra jouself die vraag, hoe lyk jou voetspore? Soos ek gepraat het oor die seentjie, jou voetspore lê soos in sneeu. Hoe gaan dit jou vind? Gaan jou voetspore, hoe gaan genade jou vind? Deur jou voetspore te volg. Hoe gaan barmhartig jou vind? Deur jou voetspore te volg. Hoe gaan die liefde van God jou vind? Deur jou voetspore te volg. Hoe gaan sonde jou vind? Deur jou voetspore te volg. Dan moet ek vir jou vra, wat volg jou? Wat volg jou? Want dit wat jy in jou lewe op die oomblik ervaar, is presies waarheen jou voetspore met jou werk. Dit het by jou uitgekom. As jy in sonde het, en God werk nie, wat het gekom? Sonde het jou eintlik inkom haal. Is dit nie? So nou kan ek vir jou sê, dit is so. Jy en ek is nie vry nie. Daar werk 'n ding by jou. Ek wil vir jou sê, daar werk 'n gees by jou. Wie jy like of nie hulle werk, sal 'n job om te werk. Maar wat is jou job? Om te weerstaan. Om daai gees wat voortdurend by jou kom lê, om te weerstaan. Daarom sê die woord, en Here, lei my nie in versoeking nie, maar verlos my van die bose. Want dis maar, het jy al gesien, kind van die Here, maklik gee vir daai ding in. Is dit trotsheid, is dit om 'n leer te vertel, is dit geldgierigheid, wat is die ding met jou jaag? Want daar's 'n ding wat op jou naam is op daai ding geskrywe, hy kom vir jou, dit is so. Jy is nie vry nie, ek is nie vry nie. Party dae as ek in 'n groter stryd as ander dae, want ek ken, ek weet hierdie ding, want ek het mos al gesien, hoe kan hy eskaleer, is dit nie? Hy eskaleer. Amen. Dit het ook gevloek. Nou kwaader jy raak, om nou te bevestig hoe kwaad jy is, dan kom hy na hierdie volheid toe. En wat doen jy? Dan begin hy mos met jou werk. Dat die Here nie vir jou goed is nie. Die Here gee ons nie vir jou om nie. Hy is ons eindelik. O, jy dien die Here, maar hy gee my nie vir my om nie. Wat is die volgende wat jy kom? Jy kom in minagting. Amen. Ja. En as jy weer kry, as jy kwaad vir die Here, en as jy weer kry, vloek jy eintlik die goedheid van God. Amen. So ek vra vir jou, wat volg jou? Want as jy nie weerstand gaan bied in daai ding nie, kind van die Here, jy weet hoe maklik kan ek en jy terugval. Een persoon, een oomblik, een krisis. Daarom wat die woord sê, en vlug vir die sonde. As jy weet, as jy in sekere omstandighede kom, as daar 'n sekere persoon is, as jy naby hulle kom, is daar moeilikheid. Jy moet daai ou vermy. Ja. Of jy moet op jou hoede wees. Amen. Daarom sê jy sien, as jy met die dinge van die Here besig raak, wat gebeur? Guns kom, genade. Jy begin nog bid en antwoord die Here al. Nie awesome nie. Jy loop en jy weet waar jy ook al gaan. Die volgende oomblik kan jy vir die Here iets vra. Of die Here kan sê, jy sê, bid dit en hy doen dit vir jou. Ek koop 'n plank, niks, vir R5. Die Here sê my, vra my om vir jou guns te gee. Die Here gee vir my guns. Ek weet like wat hulle doen. Ek weet nie hoekom ek doen nie, maar ek sal dit vir jou doen. Yes. Is dit nie beter? Dat jy, dat mens voortdurend moet streef, dat die guns na my toe sal aankom, en wat verder, my inhaal, en oor my kom. Maar wat is guns vir my? God. Is dit nie? Wat is genade? God. Wat is getrouheid? God. So daarom wil ek vir jou vra, as jy na jou lewe kyk, wat volg jou? Wat is die ding wat in hierdie môre uur 'n manifestasie op jou lewe beoefen? Wat is daai ding? Want jy sal waar, as jy na die Here begin vra, jou weë moet verander.
Want jy kan nie twee Here dien nie. Jy sal die een lief hê en die ander een haat. Jy sal die een aanhang en die ander een verlaat. En wat verder? Sê die woord, as jy dit nie doen nie, word jy dubbelhartige mens. En wat sê die woord? God antwoord jou nie. As jy nou weer die Psalm lees, vra jouself as jy daar by vers 6 kom, wat sê die woord? Wat volg jou? Net goedheid, prys hy, net goedheid en guns sal my volg. Wanneer? Al die dae van my lewe, maak 'n stelling, waar sal dit my vind? En ek sal in die huis van die Here bly tot 'n lengte van dae. Wat is al guns soos dit myne? God weerhou niks van jou nie, nie sy goedheid, nie sy genade, nie sy barmhartigheid, nie sy liefde vir jou. Hy weerhou dit nie van jou nie. Jy weerhou dit van jouself. Want as dit my volg, moet ek seker maak, dit haal my in. Dit kom by my uit. So ek moet na my voetspore kyk en vir my vra, hoe lyk my voetspore? Is dit in die weë van die Here? Is dit, onthou net, vir elke deel wat jy vir God vra, moet jy na jou paie kyk. Wat behels dit? Onthou net. Elke ding wat jy vir God vra, het 'n sekere vereiste tot vervulling. Amen. Gaan kyk wat sê die woord. Oor seker, as jy dit doen, sal ek dit vir jou doen. As jy in hierdie weë wandel en jy vra dit, sal ek dit vir jou doen. Amen. Is dit nie, hy sê, want daar is geskrywe, dat die woord is klaar uit. So maak seker, dat jou weë gerig is op die weë van God. Op die genade van God. Want die oomblik as ek roep, gaan iets my kom volg. As ek na God roep, gaan dit wat ek vra, daarom gaan ou mos saai, nee, dis eintlik wat jy doen. As jy met jou saad vorentoe kom, en jy saai met jou tiendes, jy saai met jou, maak jy 'n stelling, jy roep, jy stuur jou saad uit, om te bring dit wat jy vra. So hoe gaan my saad my kry? Deur my voetspore te volg. Want dis wat God doen. As ek in ongeregtigheid lewe, wil ek vir jou sê, van daai ongeregtigheid jou inhaal. Amen. Dit is 'n sonde, kan klein en onskuldig wees, is dit nie? Dit kan regtig iets wat dis nie wie jy is nie, maar dan word jy dit, nee. Niemand weet het eintlik, maar jy weet. As jy by God kom staan, weet hy alles van jou. Jy praat 'n ding, maar hy sien 'n ander ding, is dit nie? Ja, sonde het ons by almal uitgekom. Dit was iets kleins, iets wat ek gedink het nie saak maak nie, maar ek het vergeet, hier is sy volheid. Wat gaan hy doen? Hierdie volheid gaan vir my trek hiernaartoe. Jy kan met enige sonde kyk. As iemand in sonde is, kyk waar hulle begin. Jy begin nie. Jy het geen ou net op 'n dag besluit 'n kop of bottel drank en hy drink alles wat hulle doen nie. Dit is 'n progressive, stelselmatige ding wat in jou werk. Amen. Om te vloek is op klein. Nie te bad nie, praat so 'n bietjie Frans, hoor as hulle sê, ek praat nou Frans. Nee, jy lieg, die vloek man. Nie, ons moet nie goed werk, is dit nie? Nee, jy kom sê, dit mooi maak nie, want hoekom hierdie klein dingetjie het hierdie potensiaal jou master te word. So kyk vanmôre, hoe lyk jou voetspore as dit in sneeu vasgevang is? Want dit gaan jou volg, dit kom. As jy die wil van die Here leef, gaan goedheid en guns jou kom haal, en jou soek. En wat gaan dit doen? Dit gaan oor jou kom. Amen. Dat jy kan wandel in die weë van die Here. Amen. So verander die manier hoe jy die Here aanbid. Verander die manier hoe jy hom aanbid. Verander die manier hoe jy van hom dink, wat jy van hom dink, sodat jou weë kan word die weë van God. Want die woord is vir my 'n lig. Die woord is vir my 'n pad. Maak dit vir my pad. Amen. Ons bid saam.
Baie dankie Here vir die genade en die woord. Ek vanmôre opnuut kan oplet. As ek myself omdraai en ek kyk na my voetspore en ek kyk wat het ek gevra. As ek daar sonde gelê het, gaan dit my kom opsoek, want dit weer loer vir my en die vloeke gaan oor my kom en my inhaal. Maar die goedheid van God gaan opkom. Here, ons gebed vir mekaar is, mag die Here jou genadig wees, dat waar die vyand gekom het en vir jou begin leuns vertel het, oor 'n klein dingetjie, en nou het dit geeskaleer, of jy's op jou hoed en jy weet is daar, maar jy veg dit, gooi daai mantel van jou af vanmôre, roep hy, Here, lei my nie in versoeking nie, maar verlos my van die bose. Here, verlos my uit die hande en die kloue van sonde en van ongeregtigheid. Want hoe begeerig is my vlees nie, hoe begeerig is my siel nie, hoe begeerig is my gees nie, dat die goedheid van God moet kom en my moet inhaal en oor my moet kom, maar meer op my vooruit sal gaan. Want die weë van die Here maak my baie gelukkig. En ek dank U daarvoor, Here. Genade bid ons vir mekaar, broer, suster. Mag die Here jou genadig wees. Mag die Here jou behoed en bewaar. Mag die Gees van die Here vanmôre weer kragtig oor jou kom, dat jy jou wees sal rig op die dinge van die Here. Want hy weet alles, hy sien alles. Hy weet wat jy dink, hy weet wat jy spreek. Here, vanmôre ons vir mekaar bid. Jy sê, hou vas aan die Here. Hou vas aan die reguit weë van die Here. Hou vas aan jou gebedslewe. Hou vas aan jou woordslewe. Hou vas aan jou gebede. Hou vas wat jy vas en bid. Hou vas aan jou geregtigheid. Al sê mense vir jou, wat kind van die Here bid vir jou. Hou vas aan die weë en aan die woord van die Here. Al is dit tot jou skade, hou vas aan die weë van die Here. Want ons roep vanmôre na die goedheid van God vir jou. En ons roep na die genade en voorsienigheid en genesing en oorwinning vir jou. Ons roep na die Here dat hy jou sal kom en jou agtervolg en jou in sal haal en jou vooruit sal gaan. En jou weë en jou baie reguit te maak. Kind van die Here, hou vas aan dit wat jy gehoor het van die woord van die Here. So ongehoorsaamheid nie die oorhand oor jou kry nie. Vrede bid ek vir jou. Vrede bid ons vir mekaar. Lei ons nie in versoeking nie, maar verlos my van die bose. Dat die woord van my land, die woord van my lewe sal wees. Amen.